Ons is in Spreuke hoofstuk 10 en ons gaan kyk na vers 8 vandag. Spreuke 10 vers 8 en dit lees dan so. Hy wat wys van hart is, neem die gebooie aan. Maar hy wat dwaas van lippe is, kom tot 'n val. Net so ver in die teks vandag. Kom ons buig weer die hoofde. Here, weer eens dank ons U vir die woord. Ons dankie vir die waarheid, Here. Ons dankie dat ons dit kan hê en dat U Uself daarin openbaar. En weer eens nie net dit nie, maar U gebooie, U insettinge, U verordeninge. Dit waarin U behaag het en dit waarin U nie behaag het nie. Sodat ons kan weet, Here, wat U wil is. En so, Here, is ons gebed in hierdie oggend, dat U nie net U wil aan ons sal openbaar nie, maar dat U deur die krag van die Heilige Gees vir ons die vermoë sal gee om dit te volg, Here. Want uit onsself sal ons dit nie kan doen nie, Here, ons is nietig, ons is stof en as, ons is sondaars, Here. Ons het dit nie in ons om U woord gehoorsaam te wees nie. Maar Here, U Gees is kragtig. U is almagtig. En U is ook magtig om dit in ons eie lewens te werk. En so, Here, mag ons nie net die woord hoor in hierdie oggend nie, mag ons dit ook aanneem en dit uitleef, Here. Alles ter eer en verheerliking van U heilige naam. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U genade groot is in die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen. En ons het laasweek gekyk na vers 7, waar ons gesien het dat die nagedagtenis van die regverdige tot 'n seën is, terwyl die naam van die goddelose sal vergaan. En so het ons gesien dat dit alleenlik die naam van die regverdige is, wat tot 'n seën sal wees. Jou nagedagtenis gaan nie tot 'n seën wees vir jou kinders en vir jou nageslagte, omdat jy hulle alles gegee het wat hulle wil hê nie. Of omdat jy vir hulle 'n gemaklike lewe voorsien het nie. Of omdat jy hulle op oulike vakansies gevat het nie. Maar ons moet ook nie onder die indruk wees dat jou nagedagtenis tot 'n seën gaan wees, omdat jy nie hierdie dinge aan jou kinders kon gegee het nie. Sodat hulle kon leer om op hulle eie voete te staan nie. En maar op hulle eie kon leer om selfstandig te wees en so meer nie. Ongeag of jy alles vir hulle kon voorsien, vakansies kon gee, gemak kon gee of nie, hierdie is nie die dinge wat gaan maak dat jou nagedagtenis tot 'n seën vir jou kinders en jou nageslagte gaan wees nie. Die vraag is eerder, is jy 'n regverdige? Want dit is die regverdige, soos die skrif sê, wie se nagedagtenis tot 'n seën gaan wees. En wat doen die regverdige? Die regverdige hou nie net die gebooie van die Here nie, hy leer ook die gebooie van die Here vir sy kinders en vir sy kindskinders. Deuteronomium 6 vers 5 tot 7, daarom moet jy die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel, met al jou krag, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp, en daaroor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Deuteronomium 4 vers 9, neem jou net in ag en wees terdee op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie, en jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak. Deuteronomium 11 vers 18 tot 19, lê dan hierdie woorde van my weg in julle hart, en in julle siel, en bind dit as 'n teken op julle hand, en laat dit as 'n voorhoofsband tussen julle oë wees, en leer dit aan julle kinders, deur daaroor te spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Die Here sê met betrekking tot Abraham, in Genesis 18 vers 19, want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou, om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. Dis die opdrag wat aan Abraham gegee was. En soos Galasiërs 3 vers 29 ons leer, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham.
En so moet die regverdige die voorbeeld en die opdrag wat daar aan Abraham gegee was, ook onderhou. Naamlik, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou, om geregtigheid en reg te doen. En as Abraham het moes doen, en ons is die nageslag van Abraham as ons in Christus is, dan moet ons dit ook doen. Sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het, en nie net oor Abraham nie, almal wat erfgename is saam met Abraham. En so moet ons ook ag gee op die nagedagtenis van ander gelowiges. En ander regverdiges wat ons vooraf gegaan het, soos hulle onder andere gevind word in Hebreërs hoofstuk 11. Luister ons na God se waarskuwings, soos Noag na God se waarskuwings geluister het? Vertrou ons op God, en dat hy aan ons voorsien, en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek, soos Henog hom gesoek het, en vertrou het dat hy hom gaan beloon? Want as ons ag gee op hierdie regverdiges, dan sal hulle nagedagtenis vir ons 'n seën wees, as ons dieselfde geloof as hulle het. Net soos ons eie nagedagtenis weer vir ons eie nageslag 'n seën behoort te wees. Maar dit gaan alleenlik gebeur as ons wandel en optree volgens die woord van die Here en, soos ons gelees het, dit by ons kinders inskerp. En daarom kan ons vers vandag ook sê, hy wat wys van hart is, neem die gebooie aan. Want nie net is die een wat die gebooie van die Here nie aanneem nie wys nie, maar 'n dwaas. Die persoon wat dit nie aanneem nie, is ook nie regverdig nie. En sy nagedagtenis sal dan ook nie tot 'n seën wees nie, want hy is nie regverdig nie. Die persoon wat wil hê sy nagedagtenis moet tot 'n seën wees, is ook die een wat wys genoeg is om te weet dat hy die gebooie van die Here moet aanneem en dit by sy kinders moet inskerp. Maar so het daar ook 'n volksvreemde teologie en 'n afvallige teologie by kerke ingeslyp. Naamlik, en soos teoloë dit noem, antinomianisme. Antinomianisme, of soos die Engelsman dit noem, antinomianism. Die Griekse woord vir wet is nomos. So om antinomos te wees, beteken om anti-wet te wees. Met ander woorde, antinomianisme is net 'n slim woord vir anti-wet, want nomos is wet in die Grieks. Antinomianisme is 'n slim woord vir anti-wet, of om teen die wet te wees. En wat antinomianisme doen, onder andere, is om die Nuwe Testament teen die Ou Testament af te speel. So asof die twee 'n kontras van mekaar is. Of om te maak asof God verander het vanaf die Ou Testament tot die Nuwe Testament, so asof God kan verander. En waar sy woord en sy wet belangrik was in die Ou Testament, is dit volgens hierdie afvallige kerke nie meer belangrik in die Nuwe Testament nie, want God se genade het sy wet vervang. Volgens hierdie afvallige kerke, die wat vashou aan antinomianisme. Maar wat hierdie mense nie besef nie, is dat God se wet wel 'n genade is. Sy wet is 'n genade. Genade het nie die wet vervang nie. Sy wet is 'n genade vir ons. Dit is 'n openbaring van wie hy is. Die feit dat die Here sy gebooie en sy verordeninge en sy insetting aan ons bekend maak en aan ons gee, is genade. En daarom kan ons lees in Deuteronomium 4 vers 5 tot 8, kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer, soos die Here my God my beveel het, om so te handel in die land waarin julle gaan, om dit in besit te neem. Onderhou dit dan en doen dit, want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van die volke, wat al hierdie insettinge sal hoor en sê, waarlik, hierdie groot nasie is 'n wyse en verstandige volk, want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is soos die Here onse God, so dikwels as ons hom aanroep. En watter groot nasie is daar,
wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het, soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou. Watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het, soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou? Was God se gebooie vir hulle 'n straf? Was dit vir hulle 'n las? Was dit 'n vervloeking van die Here om dit vir hulle te gee? Nee, inteendeel, dit is 'n seën en 'n genade gewees. Want watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het, soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou? En die antwoord op hierdie retoriese vraag is natuurlik, niemand het so 'n wet nie, wat so regverdig is nie. Niemand het dit nie. Niemand het sulke regverdige insettinge en verordeninge soos diegene wat die hele wet van God het en dit onderhou nie. Niemand het dit nie. Behalwe die wat ag gee op God se woord en dit onderhou. Maar wat in kerke en kerkleiers dan? Hulle sê, ons soek nie daardie regverdige insettinge en verordeninge nie, want God se genade het dit vervang. Maar so raak hulle ook soos elke ander afvallige volk wat nie ag gee op die volmaakte woord van God nie. En hulle verwerp dit wat Psalm 19 vers 8 tot 12 vir ons sê, naamlik die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid, tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud. Ja, as baie fyn goud en soeter as heuning en heuningstroop. Ook word die knegt daardeur gewaarsku. In die onderhouding daarvan is groot loon. Daar is 'n groot loon in die onderhouding daarvan. Hulle verwerp dit. En vir die kamma gelowige is dit nie begeerliker as goud nie. En dit is nie suiwer nie. En dit verbly nie hulle hart nie. En in die onderhouding daarvan is daar nie vir hulle, in hulle opinie ten minste, 'n groot loon nie. Hoekom nie? Want vir hulle is die God van die Nuwe Testament 'n ander God as die God van die Ou Testament. Maar as die God van die Nuwe Testament 'n ander God is as die God van die Ou Testament, wel dan aanbid jy 'n afgod. Dis dieselfde God, en God kan nie verander nie. En as God kon verander, dan is hy nie God nie. As jy 'n ander God is, of as die God van die Nuwe Testament 'n ander God is as die God van die Ou Testament, dan is jy besig om 'n afgod te aanbid. Want Jesus het nie gekom om dit wat volmaak is, naamlik God se wet, as onvolmaak te verklaar nie. Dis nie wat Jesus gekom het om te doen nie. Hy het nie gekom om dit wat suiwer is, as onsuiwer te verklaar nie. Dit wat volmaak is, as onvolmaak te verklaar nie. Dis nie wat Jesus gekom het om te doen nie. En daarom kan Paulus nog sê, in Romeine 7 vers 12, wat Nuwe Testament is, daarom kan Paulus nog sê, daarom is die wet heilig. En die gebod is heilig en regverdig en goed. Die wet is heilig en regverdig en goed, en Jesus het nie gekom om dit wat heilig is, as onheilig te verklaar nie. En daarom, wanneer ons teks sê, hy wat wys van hart is, neem die gebooie aan, is dit nie net iets wat van toepassing is op Ou Testament gelowiges nie, maar gelowiges deur al die eeue, insluitend onder die nuwe verbond. Ons skrif vandag is nie net van toepassing op die mense voor Jesus nie, dat hy wat wys is van hart neem die gebooie aan nie. Nee, is van toepassing op ons ook. Wat dan ook beteken, dat indien iemand nie die gebooie aanneem nie,
en van die opinie is dat God se genade sy gebooie nietig verklaar het, dan is jy 'n dwaas. Jy is 'n dwaas, as jy dit glo. Want hy wat wys van hart is, neem die gebooie aan. En as jy dink God se genade het sy gebooie nietig verklaar, dan is jy nie wys nie, dan is jy 'n dwaas. Kan die nagmaal ons red? Nee. Kan die doop ons red? Nee. Kan die hemel in en van homself ons red? Nee. Kan God se wet ons red? Nee. Maar net omdat hierdie dinge nie in en van hulle self ons kan red nie, beteken dit dan dat ons dit kan afskryf? Kan ons dit dan maar afskryf? Of nietig verklaar? Of as onheilig verklaar? Nee. Net omdat hierdie goed ons nie kan red nie, beteken nie ons gaan dit glad nie meer gebruik nie, of ons gaan dit maar net afskryf nie, want dit kan ons mos in elk geval nie red nie. Nee. Net omdat die doop ons nie kan red nie, beteken nie dat ons dit nie meer gaan doop nie. En net omdat die nagmaal ons nie kan red nie, beteken nie ons gaan nie meer nagmaal neem nie. Hoekom nie? Want hierdie dinge is goed en regverdig en dit is heilig. En so ook God se wet is goed en regverdig en heilig. En daarom sal die gelowige, wat werklike gelowige is, wys wees, soos ons teks vandag sê, wys wees om daarop ag te gee. Net omdat God se wet ons nie kan red nie, beteken nie dat sy wet nie volmaak is nie. Inteendeel, dit is omdat God se wet volmaak is, dat dit ons nie kan red nie. Ek sê weer, dit is omdat sy wet volmaak is, dat dit ons nie kan red nie, want ons is nie volmaak nie. Die rede hoekom God se wet ons nie kan red nie, is nie omdat God se wet nie volmaak is nie, dit is omdat ons nie volmaak is nie. Dis hoekom sy wet ons nie kan red nie. God se wet is so volmaak, dat dit ons wel kan red, indien ons perfek daarby bly. Die probleem is, ons kan nie. Dis die probleem. Dit kan ons red, as ons perfek daarby bly. Dis hoe volmaak die wet is. Die probleem is, ons kan nie. En net omdat ons nie kan nie, beteken nie die wet is ewe skielik nie meer volmaak nie. Nee. Indien jy God se wet 100% gehoorsaam is, dan is jy ook sondeloos. As jy God se woord 100% hou, dan is jy sondeloos. Dan kan dit jou red. Want dan het jy nie nodig dat iemand vir jou sonde sterf nie, omdat jy sondeloos is. Omdat jy God se volmaakte wet volkome gehou het. En as jy God se volmaakte wet volkome gehou het, dan het jy nie nodig dat iemand vir jou sterf nie, want jy is geregverdig in en van jouself, want jy kon dit volkome hou. Maar dit is omdat ons nie God se volmaakte wet kan hou nie, dat ons Christus nodig het, wat dit wel kon doen. Hy kon dit wel doen, en hy het dit gedoen namens ons. Daarom sal teoloë nie net klem lê op Christus se dood en opstanding nie, maar ook op sy lewe. Want hy moes deur om te lewe eers doen dit wat ons nie kan doen nie. Naamlik die wet volkome hou. Hoekom het Jesus nie dood gegaan op 3 maande nie, van ouderdom nie? Want hy moes eers die wet hou, namens ons. Hy moes eers doen wat ons nie kan doen nie. En daarom kan Jesus ook sê in Matteus 5 vers 17, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. En dan sê hy 2 verse verder, elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer,
sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele, maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Wat doen en leer? Die wet. Maar wat doen kerke? Hulle leer die mense dat God se wet irrelevant gemaak is deur Christus se genade. Antinomianisme. Maar so sal hulle ook die minste genoem word, soos die teks sê, in die koninkryk van die hemele. En wanneer die Here sê, jy sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele, dan beteken dit nie, dat daar daarom nog steeds 'n klein plekkie vir jou in die hemele gaan wees nie. Dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken jy gaan hel toe. Dis wat dit beteken. En hoe weet ek dit is wat dit beteken? Want die Here sê in die volgende vers, Matteus 5 vers 20, want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Dis wat Jesus bedoel wanneer hy sê julle sal die minste in die koninkryk van die hemele genoem word, want julle sal nooit in die koninkryk van die hemele ingaan as julle geregtigheid nie meer is as die fariseërs en die sadiseërs nie. Jesus definieer wat hy daarmee bedoel. Dat die wat dit nie doen nie en dit ook nie leer nie, sal die minste genoem word en hulle sal ook nie in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Antinomianisme, of althans die anti-wet beweging binne kerke, waar hulle glo dat God se genade blykbaar sy wet as ongeldig verklaar het, dit is 'n satanistiese beweging. Want dit is 'n beweging wat die mense reguit in die hel inlei. Want, en soos Jesus sê, elkeen wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele, en hulle sal nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Dit is 'n satanistiese beweging. En daarom kan ons ook sê, dat die charismatiese beweging grootendeels van die putte van die hel is, want dit is presies wat hulle daar leer. Want elkeen wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele, en hulle sal nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Dis hoe eenvoudig dit is. En nie net verontagsaam hulle God se gebooie nie, hulle verontagsaam sy verbond. Hulle verontagsaam sy gebooie en sy verbond. Want toe Moses nie sy seun die teken van die verbond gegee het nie, naamlik die besnydenis, toe wou God vir Moses doodmaak. Ons lees in Eksodus 4 vers 24 tot 26, daar staan van Moses, en op die pad in die herberg het die Here hom teëgekom en wou hom doodmaak. Toe neem Sipora, Moses se vrou, 'n skerp klip en sny die vooruit van haar seun af en gooi dit voor sy voete en sê, waarlik, jy is vir my 'n bloedbruidegom. En God het hom laat staan en toe het sy gesê bloedbruidegom met die oog op die besnydenis. Die enigste rede hoekom die Here Israel verwerp het, is oor hulle eerstens nie sy gebooie onderhou het nie, en tweedens sy verbond verwerp het. Dis hoekom die Here hulle verwerp het. Want hulle het nie sy gebooie gehou nie eerstens, en hulle het sy verbond verwerp. Ons lees in 2 Konings 17 vers 15, daar staan, en hulle het sy insettinge, nommer 1, en sy verbond verwerp, wat hy met hulle vaders gesluit het. En sy getuienisse waarmee hulle gewaarsku het, en agter nietige afgode aangeloop, en self nietig geword, en agter die nasies aan wat rondom hulle was, van wie die Here hulle beveel het, om nie soos hulle te maak nie. Maar wat sien ons vandag? Jy kan nie meer onderskeid tref tussen die kerk en die wêreld nie. Hulle maak soos die wêreld. Want jy kan nie eens meer onderskeid tref tussen die kerk en die wêreld nie. Hulle lyk presies dieselfde. En hulle verwerp God se insettinge en sy gebooie. En hulle doen dit alles in die naam van genade. En hulle verwerp sy verbond. Nie net deur om die teken van die verbond van hulle kinders te weerhou nie, naamlik die doop. Die wat futuriste is,
sê dat God se verbond eintlik vir etniese Israel is. Ergens in die toekoms is sy verbond. Ons is nie die eienaar van daai verbond nie. Die verbond is eintlik vir iemand in die toekoms. Hulle verwerp sy verbond. En dit alles terwyl etniese Israel nie eens meer bestaan nie. Hierdie vermaaklikheidshuise, wat hulle self kerke noem, verwerp die gebooie van die Here en hulle verwerp sy verbond. En dit kom vanuit die putte van die hel. En hoe kom hulle op daardie punt? Hoe kom hulle tot dit? Want hulle is dwaase. Want hulle gee nie ag op God se woord nie. Hulle gee nie ag op sy gebooie nie. Want hy wat wys van hart is, neem die gebooie aan. Hy wat wys van hart is, neem die gebooie aan. Maar hy wat dwaas van lippe is, kom tot 'n val. Wat beteken? Jy kan nie God se gebooie verwerp en nie tot 'n val kom nie. Jy gaan tot 'n val kom. Jy kan nie God se gebooie verwerp en dink dat jy nie tot 'n val gaan kom nie. Jy gaan. Hoe weet ek dit? Want die woord sê so. Hulle sal tot 'n val kom. Dit is nie 'n geval van ons kan God se gebooie verwerp, selfs al is dit in die naam van genade, en ons kan sy verbond verwerp, maar ons hartjies is dan mooi, so ons sal nie tot 'n val kom nie. Dis nie wat die woord sê nie. Dit sê nie as jou hartjie mooi is, dan sal jy nie tot 'n val kom nie. Nee. Dit sê as jy so dwaas is om sy gebooie te verwerp, sy verbond te verwerp, dan sal jy tot 'n val kom. Hoekom? Want hulle lyk soos die wêreld, hulle ryk soos die wêreld, hulle aanbid soos die wêreld, hulle verwerp God se verbond en hulle verwerp sy gebooie, al is dit in die naam van genade. Maar die genade van Christus is nie daarin dat ons sy woord kan verwerp en sy verbond kan verwerp en dat ons maar soos die wêreld kan lyk en nog steeds die ewige lewe beerwe nie. Dit is nie waarin God se genade is nie. Dat ons die goed maar kan doen nie en nog steeds die ewige lewe beerwe nie. Dit is nie hoe God se genade lyk nie. Sy genade is daarin dat ons vervloek was, maar dat hy namens ons ingetree het en 'n vervloeking namens ons geraak het. Of soos Galasiërs 3 vers 13 sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Dit beteken nie dat die wet 'n vervloeking is nie. Inteendeel, die wet is volmaak. Maar dit is omdat die wet volmaak is, dat ons daardeur vervloek staan. Want ons kan nie die wet volkome hou nie, maar Jesus het. Hy kon. En hy reken sy geregtigheid toe aan ons. Die geregtigheid wat ons nie self deur die wet kon gekry het nie. En so word Christus se genade nie daarin gevind dat ons nie meer hoef gehoorsaam te wees nie. Sy genade is daarin dat ons dit nie hoef te vervul nie. Want hy het namens ons die wet vervul. Dit beteken nie ons hoef nie meer gehoorsaam te wees aan die wet nie. Ons moet. Dit beteken ons hoef nie dit te vervul wat ons nie in ons vermoë het om te vervul nie. Dit is waarin Christus se genade is. Ons het nie die vermoë om deur die wet gered te word nie, want ons kan dit nie volkome hou nie. En daarom is ons redding nie deur die wet nie, maar deur die genade in Christus Jesus en deur hom alleen. Maar alhoewel ons redding deur genade alleen en deur Christus alleen is ons heiligmaking met die krag van die Heilige Gees deur die wet, deur God se woord, deur sy gebooie en sy insetting en sy verordeninge, wat ons was, sê die skrif. Ons redding is dalk nie deur die wet nie, maar ons heiligmaking is. En daarom vra Psalm 119 vers 9 en 10 die vraag, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou?
deur dit te hou na u woord. Ek soek u met my hele hart, laat my nie afdwaal van die gebooie nie. En dit is hoe 'n jongeling sy pad suiwer sal hou. Maar wat soek die kamma gelowige? Hulle soek regverdigmaking sonder heiligmaking. Hulle soek genade sonder gehoorsaamheid. Maar soos Jesus ook bid en sê in Johannes 17 vers 17, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Dis waarin ons geheilig moet word, is in die woord. Want die mense soek regverdigmaking en nie heiligmaking nie. En so verwerp hulle die einste woord, waardeur ons geheilig moet word. Antinomianisme. En so mag die Here ons dit gun, nie net om dankbaar te wees vir die genade wat daar in Christus Jesus is nie, dat hy kon vervul het wat ons nie kan vervul nie, en sy geregtigheid aan ons toereken nie, maar dat ons ook wys sal wees, want hy wat wys van hart is, neem die gebooie aan, maar hy wat dwaas van lippe is, kom tot 'n val. En hoe groot is daardie val nie? Amen, kom ons sluit die oë. Here, ons kan nie maar net loof en prys en dank vir u genade oor ons, dat u vir ons u woord gee, dat ons kan weet dat dit onfeilbaar, foutloos en genoegsaam is. Here, sodat die mens van God volkome kan wees, sê u woord vir ons. En so, Here, mag u ons dit ook gun deur die krag van die Gees om volkome voor u te wandel, deur om ag te gee op die woord wat u vir ons gegee het in u genade. Gelei ons, o Here, om gehoorsaam te wees. Lei ons, o Here, om 'n begeerte te hê na heiligheid. Want Here, u weet ons is nietig. U weet ons is stof en as. U weet ons natuurlike begeerte is na die sonde en na hierdie wêreld en om nie heilig te wees nie. Maar Here, u is kragtig en u is genadig. Om selfs aan sondaars soos ons u genade te bewys. Deurdat u nie net u woord vir ons gee nie, maar dat u Gees ook kragtig in ons werk om daarby te kan hou. Wees ons genadig, o Here, werk in ons harte. Lei ons, o Here, om die gebooie aan te neem, sodat ons in u weë kan wandel, met ons oë gefestig op u. U wat so genadig was om u eie enigste seun vir ons te stuur, om namens ons te sterf en die vloek van die wet te ontvang, wat ons toegekom het. Mag u naam verheerlik word, Here, tot in aller ewigheid, vir u grote genade teenoor sondaars soos ons. Alle lof, alle eer, alle aanbidding, kom u naam toe vir ewig en ewig. Die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen.